Sy is seker een van Suid-Afrika se grootste dekor en event ikone. Sy het my troue gedoen, sy het verskeie ander troues gedoen, sy doen TV-stelle, sy doen corporate events, sy is die beste in haar werk. Sy is my vriendin en vandag in die Monstergrot kuier Kinna van der Westhuizen van II Event Styling. Hallo John. Hallo. Hoorie, dit is my so ongelooflik lekker om jou hier te hê. Eerstens, voordat alles begin, wil ek net vir jou sê, verskriklik baie dankie vir jou mooi hart. Dankie dat jy hierdie vir my 'n realiteit gemaak het. So ietsie, so in die intrap van die episode wil ek net sommer sê, ek was regtig op 'n weird space met hierdie hele projek gewees. Dit het nie bymekaar gekom nie en ek het gewik en geweeg, moet ek dit doen, moet ek dit nie doen nie. En hier kom jy en jy sê daai week wat ek alles wou opgee, sê jy, hoorie, bring 'n trok, kom laai vir jou soveel dekor as wat jy wil. So ek wil net vir jou sê, jy weet dit nie, maar jy het hierdie gemaak happen. As nie vir jou was nie, het ek nie kans gesien vir dit nie. So ek wil vir jou van die staanspoor af sê, baie dankie. Dis 'n groot plesier. Ek's baie trots op jou. Dankie. Ek is ek is baie opgewonde oor hierdie hele reeks en ek hoop dit gaan baie verder gaan. Baie dankie. Ek waardeer dit so baie. So, gepraat van die reeks en gepraat van verder gaan, dit is die hart agter Seremonie Monster is om daar uit te kom waar die eerlike waarheid is, oop en eerlike gesprekke agter die troubedryf, agter die gordyne van die troubedryf. En dis vir my regtig lekker om saam met jou hande te vat. Vertel gou vir ons kykers, wie is Kinna van der Westhuizen? Okay, Kinna van der Westhuizen of wie is II Event Styling? Al twee. Okay, ek het die besigheid 14 jaar terug begin, maar dis iets waarmee ek gebore is. My ma het altyd gesê ek kan met 'n vuurtjie boksie en 'n dooie tak kan ek iets decorate. Jy kan nog. So ek het nog altyd die potensiaal gesien om enigiets te vat en daarmee mooi te maak. Ek kom met 'n interior design bedryf uit en ek het lank hierdie besigheid gedroom, maar ek kon nie verstaan hoekom moet 'n stuk lap R4000 kos en dan kan 'n een Ottoman met dit oortrek. Ja. So ek het allerlei maniere en ek het die visie en ek kyk anders na goed. Ek klim, ek gaan in 'n trance en ek gaan in 'n ander dimensie in. En ek sien potensiaal in alledaagse goed. Enige alledaagse ding wat ek sien maar by 'n hardware store sien of by Chinatown en dan besluit ek maar hierdie moet eintlik nie 'n whisky decanter wees nie. Ek gaan hom omdraai en dan gaan ek 'n lig van hom maak. So dis 'n ingebore ding, 'n talent wat ek het. En dit het begin as kind. My ma was 'n akademikus, sy het haar doktorsgraad, my pa is besigheidspersoon. Hulle het gereeld weggegaan en hulle teruggekom en dan het ek die hele huis gedekoreer met niks. Dan was die kombuis in die sitkamer en die sitkamer was in die slaapkamer en hierdie muur was blou geverf en so dis waar dit begin het. Hoorie, ek kan dit absoluut beamoen en ek sien dit want ons werk nou al 'n paar jaar saam en elke keer as ek by jou kom, dan is daar 'n nuwe idee, 'n nuwe iets en een van die mooiste dinge wat ek gesien het, jy het 'n koöperatiewe funksie gedoen met tennisrakette en almal is soos hoorie 'n tennisraket en jy het magic create met net tennisrakette en toe dink ek by myself dit is net Kinna wat dit sal kan regkry en kan opspoel, dat dit 'n stylvolle event is. So ek dink nogal jy kan enigiets vat, omdraai en dit 'n sukses maak. Ja, en ek hou daarvan om jy weet mense in ons land te gebruik. Ek sal byvoorbeeld nooit iets van Timo af inorder nie, nie. Ek het 'n man langs die pad in Benoni wat carvings vir my doen. Ja. Ek het op iemand afgekom, hy doen hoofsaaklik werk vir my al seker 13 jaar by 'n vlooimark wat yserwerk gedoen het en ek het hom net next level gevat. Hy het sleutelhouertjies gemaak en ek het Pinocchio vir Andre Swarts. Ek kan nie onthou wat die teater dit was nie. Het hy vir my 'n Pinocchio en goed gebou wat oor die 3 meter hoog was met daai klein lasermasjien wat hy het. So ek hou daarvan om local mense te support en na die boks uit te dink. Ja, in plaas daarvan te skep. In plaas daarvan om Mr Price toe te gaan en nou koop ek 3 vases wat presies dieselfde lyk. So ek probeer ook my dekor baie intelligent te doen. So ek klim binne in 'n
in 'n tema in. Ja, Ek doen research. Ek gaan nie net 'n paar goed van 'n rak afhaal nie. ja. Ek spandeer ontsaglik baie tyd aan sourcing. Want elke is liewe ding moet absoluut perfek uniek. wees en as ek nie kry wat ek soek nie, ek soos 'n bulldog. Ja. Ek sal aanhou en aanhou tot ek presies kry wat ek wil hê. As jy jou styl in 3 woorde moet opsom, wat sal dit wees? Ek sit Wel, nog in die, baie ek opgewonde sou oor sê in die eerste plek ek is ongelooflik monokromaties, maar ek kan enigiets doen solank dit vir my voel dit dra my naam. Ja, Jy moenie na my toe kom en vir my sê ek moet vir jou organza op jou tafel sit Ja. nie want ek gaan dit nie doen nie. ja. So ja, baie monokromaties. Ek challenge myself elke liewe dag. So deel van my styl is om 'n uitdaging. reëls te breek. Ja. Reëls te breek. Sonder dat ek, jy weet, Ja, sonder ek dat weet. dit Dit maak 100% weer vir sin. mense begin voel. Maar ek hou daarvan om nuwe trends ook in te bring in die bedryf want Ja, dinge is geneig veral met dekor Ja. en in 'n eventsbedryf interior design, dis hoekom ek op die eind opgehou het om dit te doen want vir 6 jaar lank het almal hulle mure rooi geverf. En dit het my verveel. ja. So die oomblik as ek agterkom iets verveel my dan ja, so ek challenge myself elke liewe dag om uit die boks uit te dink. En ek dink dit is wat jou uniek maak. Dit is hoekom jou goeders net op 'n ander vlak is. Is jy het elke dag 'n uitdaging. Daar's elke keer jy challenge yourself. So ek stem met jou 100% saam. Wat dink jy maak jou werk anders as enige ander dekor company? Ek gaan vir jou sê, ek het 'n houtfabriek. Okay. Ek het 'n laserafdeling, dan het ek 'n spraiplant, ek het seamstress mense wat vir my werk. So al my goed is gespesialiseerd. Ja. Vir elke liewe event sal ek alles van ek bou goed, ek verf goed, ek bring dit sodat dit deel word van daai event. Ja. Dit gaan nooit vir jou lyk asof dit iets is wat ek van my rakke afgehaal het. Ja. En daar kom 'n geweldige sourcing ook in om te kry wat ek soek. En jy weet as iemand vir my Pinterest foto wys, ek het 'n reël vir Pinterest foto. Jy het 'n maksimum van 3. Ek dink jy kan dit onthou met jou eie troue. Ek stel nie belang in 1000 Pinterest foto's nie. Gee vir my jou look. En jy bou die dit is- identiteit rondom ja, daai. En ek moet vir jou eerlik sê, 99% van die tyd is ek bang wanneer ek by 'n event aankom. As ek die kratte begin oopmaak en die kliënte sien, wat begin ek nou alles uit te pak? Waarmee is sy besig? En ja, want ek hou daarvan om die reëls te breek. Dit moet anders wees. Ek meen hoekom wil ek hê my troue moet soos die vorige troue met eukaliptus en 'n jy weet 'n pausie in die middel en 'n underplate. Ek is ook besig om heeltemal weg te beweeg van underplates af, want Ja. hou van 'n clean canvas. Ja. So ja, dit is wat my anders maak. Dit is ongelooflik. En soos wat jy praat, is dit vir my ek sien fisies jou identiteit wat jy met elke liewe event en jou moeite wat jy insit. Ek weet wat jy agter die skerms doen om daarby uit te kom. En dit is regtig vir my so lekker. Kom ons gaan gou 'n bietjie terug troues toe. Wat was jou eerste troue en wat onthou jy van daai eerste event? Okay, wat 14 jaar gelede gebeur het is maar ek het R500 van my pa geleen en daar was 'n bruidskap by diep in die berg. Okay. En daar het nog niemand vir my gewerk nie. So ek het gesaag, gesny, gesprei te kere gegaan. Ek het nie 'n klou gehad waarmee as ek nou besig nie. En ek het 2 tafels gehuur en ek het daai dag saam met al die groot kokkedore in die bedryf het ek daar rond gestaan en rondgetrippel en nie 'n klou gehad wat ek doen nie. En ek het daai dag my eerste troue gekry, ek het 'n matriekafskeid gekry en 'n privaat funksie. Ja. Ek het actually gister in daai matriekafskeid kliënt van my vasgeloop. En dit was amazing om al weer te sien. Maar die troue was in Franschhoek gewees. Wow. Ja, en ek het nie 'n sent op my naam gehad Ek nie. sien vir 'n Kaapse troue. Ek het my sussie moes my bakkie sleep met 'n venter trailer met al die dekor in. En ons is af Kaap toe. Ek het een van my palle, hy is eintlik 'n baie goeie fotograaf, is 'n fantastiese fotograaf. Joe Dreyer het my kom help om die installasie te doen. En dit was my eerste troue gewees. En dit was amazing gewees. Maar Wow. alles was ook weer eens so custom-made gewees. Ek het myself boeglam gewerk. Maar Is dit Joe Dreyer van Zanine?
Nee, Joe Dreyer van Somersetwes. O, okay, Hy het cool. byvoorbeeld Minke van der Westhuizen se troue afgeneem, al die meer vir Suid-Afrika's, Melinda Bam, ja. Okay. Ek ken toevallige Joe Dreyer in Zenien, so shout out to al die Joe Dreyers oor die land. Ek kom van Zenien af. Oor regtig. Okay, hy is toevallig ook 'n fotograaf en videograaf van Zenien. Okay, sê vir my, was daar oomblik in jou al ooit gewees wat jy gedink het, "Yes, hierdie is wat ek vir die res van my lewe gaan doen." Daai breakthrough, kan jy so oomblik onthou? Baie mense sê dit sal vandag eendag wees. Ek het dit gedroom my hele lewe lank toe ek die besigheid begin het, geweet hoe lyk my business card, ek het geweet wat is my slogan, alles. Dit het eers later van jare gekom. Waar ek gevoel het hierdie is wat ek moet doen en dit gebeur nou. As ek vir eerlik moet sê, John, Ja, elke liewe dag ja, kry ek daai oomblik van dit is wat ek moet doen. Hierdie is Ja. my roeping. Vernaam as ek terugstaan, die kersse is aangesteek en dan die volgende dag die brief of die e-mail ja, van die kliënt af. ja, die Ek acknowledgement. besef elke liewe dag dat hierdie is my roeping. Daar is niks anders wat ek graag en meer sal wil doen nie. Ek love, dis 'n fisiese werk, dis 'n stresvolle werk, nee, Seker. maar ek floreer op dit omdat ek mal is oor wat ek doen. Ja. Appelgek. Ja. Appelgek. In my kop en oor my werk. Hoorie, soos wat jy praat, is dit vir my so amazing storie want ek kan myself amper in leef in jou skoene. Want dit is wat met my ook gebeur na elke troue. Daar's soveel dinge wat agter die skerm gebeur. Dit is soveel harde werk. Mense besef nie, ek sê nou die dag, ek's besig om 'n boek te skryf en ek gaan so 'n bietjie in oor die detail en ek sê elke keer na troue, die dag na die troue, die oggend na die troue, voel dit of 3 treine my getrap het. Want mense verstaan nie daai inspanning nie. Jy's vir 10 ure op jou voete in formele skoene, jy hardloop rond, dit is hierdie kant toe, dis daai kant toe. Maar as ek terug staan, as ek die dansvloer oopgemaak het en die DJ vat oor by my en daai mense begin dans en die dag is afgetiek en alles die mense begin halfs afdek, dan sê ek soos dit was nou absoluut die moeite werd. En daai feel mens en ek ken jou hart, ek weet wie jy is en jy is so absoluut goed in jou werk en jy's net nooit moeg nie. Jy hou aan en aan en aan en Ja, kyk, mens word moeg, maar jy paddel. ja, Paddel. En jy doen 'n ding. Ons noem dit bietjie post-event depression, na die Ja. tyd want mense besef nie met dekor, jy bou maande lank aan en dan bereik jy die absolute piek van die kersse is aangesteek seker. en die musiek gaan aan Ja. en die ligte gaan aan. Alles begin lewendig. Alles gebeur. Daai adrenalien is vir my priceless. Jy kan dit nie oortref Ja. nie. Jy kan nie. So ja, na elke event dan voel dit so mense besef nie hoeveel ek klim binne in 'n event en ek klim binne in daai kliënt in. Ek Stap pad. Ja. Maar ja, daar's jou antwoord. Yes, dit is so cool. Wat gebeur agter die skerms wat gebeur agter die skerms spesifiek met troudekor waarvan paartjies nie weet nie? Ek het ook interieur gedoen, het my baas, 'n wonderlike man, uit 'n groot invloed op my lewe gehad. En hy het vir my gesê, as daar 'n probleem is, moenie laat die kliënt na jou toe kom nie. Gaan na die kliënt toe en sê, hier is 'n probleem, hier is hoe ek dit gaan uitsorg. Yes, dis goeie raad. Dit is regtig waar. Want daai kliënt vertrou my dan dadelik. Absoluut. So wat agter die skerms aangaan, ja, daar is dinge wat verkeerd loop. Maar dan stap ek 'n draai. Dit help my gewoonlik om uit 'n venue uit te stap Ja. en dan terug te kom en dan kalm te bly, eerstens. Want die oomblik as ek nie kalm is nie, dan is my mense nie kalm. En dan hanteer ons dit en dit wat agter die skerms vooraf gebeur. Ek probeer dit in 'n ideale wêreld om minstens 'n week voor 'n event 100% gereed te wees. Ja. 100%. Ek gaan nie nog rondskarrel daai oggend om te gaan blommetjies koop by die mark en wat ook al nie.
en oeps soos korte 5 liter paraffien nie. Dit gaan vir my om so min as moontlik goed wat agter die skerms verkeerd kan loop, Daai klein ek jakkeltjies. vermy dit vooraf. Ook, ek's baie georganiseerd. Ek gaan nie by die event aankom en begin servetjies vou en nou gaan ek die blommetjies begin doen en nou sit ek eers die batterye in die LED-kaarse. Ja. Ek is totaal en al voorberei. Dit is en ek moet sê ek het 'n fantastiese span agter my wat al 14 jaar saam met my kom en dit besef. Shout out na Lulu. Ja, shout out vir Lulu. Ja, en die res van my span. Ja. Wat- Jy het 'n fantastiese span, ek moet sê. Dankie. Ja. Wat is die grootste fout wat paartjies maak as dit kom by troudekortjies? Ek het 2 in 14 jaar funksies gehad waar my kliënt nie tevrede was nie. Waar hulle 'n bietjie ongelukkig was. Paul, dis lekker eerlik. Ek love dit. Ja. Ons gaan aan. Vir die eenvoudige rede is hulle het vir my presies vertel wat ek moes doen. Ja. So die fout wat baie paartjies maak is eerstens hulle wil keeping up with the Joneses. Ek wou nou net daartoe gegaan het. Ja. Hulle follow, ekskuus dat ek so baie Engels praat. Gou, maar Ek is ons omdat mag ek baie maar- corporate doen. Multilanguage. Ja. Hulle follow die trends. Ja. Mm. Doen wat die vorige troue gedoen het. Ja, en Ons het die- dit gesien, ons het hierdie Ja, en dan overthinking. 'n groot fout wat paartjies maak is hulle is so gefokus op wat op die tafel aangaan en dis eintlik 'n bysaak. Jy stap in en jy eet jou kos en die speeches word gedoen. Verder wil jy graag 'n experience vir jou gaste gee. Jy wil hierdie dag vir die res van jou lewe ontmoet en dan overthink hulle byvoorbeeld of hierdie glas nou daar moet staan en dan 2 cm hierdie kant toe moet staan. Wanneer mense my nie vertrou nie en my kreatiewe input demper. Dis 'n groot fout wat mense maak. As ek na 'n make-up artist toe gaan ek nie vir haar sê wat se kleur lipstifie sy moet gebruik nie. Jy moet my vertrou, want hoe meer vertroue jy vir my gee, hoe meer kreatiewe vryheid. kreatief raak ek. Ja. Ek het dit is so interessant vir my. Ek het nou die dag 'n gesprek gehad met iemand op hierdie presies dieselfde bank. En mense besef nie wat 'n kreatiewe persoon, wat doen jy aan 'n kreatiewe persoon sodra jy hulle vryheid wegvat nie. Daai is 'n belangrike ding en ons het spesifiek gepraat oor vertrouensverhouding. Want jy stap soos met my ook. Ek het nie 'n produk om vir iemand te kan gee en te sê hierdie is wat ek by jou troudag gaan doen nie. Ek bied vir jou 'n diens. Daar's 'n sekere vertrouensverhouding. Ons begin al 'n jaar voor die tyd of 6 maande voor die tyd begin ons op pad stap. En dan gaan daar op 'n punt moet kom wat jy vir my kreatiewe vryheid moet gee en vir my te sê ek vertrou jou ten volle. Kom tree op of kom lewer jou diens. Ja, want ek is 'n stylist, verstaan ek ek's nie 'n dekorverskaffer nie. Ja, alles wat ek gebruik behoort aan AI, maar as ek byvoorbeeld 'n funksie by iemand se huis wil doen of 'n troue, wat ook al, dan gebruik ek wat in hulle huise is ook. En ek inkorporeer dit, ja. Ek installeer dit. Ek sien daar op daai kas staan 'n lamp en dan gryp ek vir hom en ek gebruik hom en ek inkorporeer dit. So ja. Dit is dis lekker gesprekke met jou. Kom ons vat dit gou so 'n bietjie 'n notch op. Ons gaan nou 'n lekker ongemaklike maar nodige gesprek hê. Hoe werk dekorbegroting regtig en wanneer begin troudekor duur raak? Ek dink 'n groot fout wat baie mense maak is om geld te spandeer aan onnodige goed. Byvoorbeeld geskenkies, die te veel geld te spandeer aan byvoorbeeld die rehearsal dinner. En ook wanneer mense probeer goed self doen. Ja, want jy is verloof en dan spring mamma en die bruid na en hulle koop 50 kandelare en dan op 'n dag dan besef hulle maar nou weet hulle nie. Hierdie prentjie wil nie lekker gel nie. So moenie niks koop nie. Ja. Moenie oorgretig wees nie. Want dan bepaal daai wat jy gekoop het is raak dan jou identiteit en jy moet daarop opbou. Ja. Maar nou het ek skoon vergeet wat ek wou sê. Begroting en hoe duur raak? Wanneer raak troudekor duur? Okay.
fokus, genau. Baie mense dink wanneer hulle op hulle oupa se plaas gaan trou, dan gaan hulle geld spaar. Hulle besef nie die hele impak daarvan nie. Jessie, dis lekker Jy gesprekke. moet 'n tent inbring, jy moet die kos inbring en oonde en waiters en ons verblyf wat Die moet betaal. infrastruktuur Die bou. hele infrastruktuur moet gebou word, behalwe wanneer jy dit kan bekostig. Dan is dit amazing. Wanneer dit soos 'n naweek troue is. En dit is die een troue dit is eintlik my gunsteling troue wat ek my hele lewe gedoen het. Maar moenie dink gaan eerder na 'n venue toe wat reeds tafels en stoele het. As ek dink daai tafels is lelik en dis nie in jou begroting nie, dan bring ek my eie tafel. Ja. Want vir my gaan dit, as ek daar uitstap, is ek tevrede en ek weet solank as ek tevrede is, gaan my kliënt tevrede wees. Want ek is die wêreld se grootste perfectionist. Ja. So kry 'n venue wat reeds messe, glase, stoele is jou groot uitgawe. Ja. So ja, dit is wat troues duur maak. Hoor jy vir interessantheid, jy het nou genoem jou gunsteling troue. Wat was jou gunsteling troue? Ek het hom op 8 Mei gedoen in lockdown. Die datum is vasgemaak omdat die DJ Chopper net daai dag beskikbaar was. Wat? Dit het al, ja. So dit was 'n troue in Groblersdal. Ons het 'n week lank aan die troue gebou. So tented camps opgesit vir al die gaste. Groot tent opgeslaan, 'n hengse produksie gewees. Wat? Maar incredible mense. En ek het 3 weke terug weer 'n funksie vir hulle daar gedoen. Maar wat dit net so maklik gemaak het is dat en so lekker gemaak het is dat hierdie groot wel-af boer meer tyd daai week onder daai tent spandeer het want hy was Ja. so intrigued met alles waarmee ons besig is. Hy het nie eintlik omgegee oor die narkies in die lande nie. So dit was regtig een van my awesomeste troues. Dis baie cool. Ek love dit hoe jy dit vergelyk want dit kan of jou grootste nagmerrie wees om op 'n plaas te trou of dit kan regtig stylvol en jou beste omgewing wees. Ek onthou een keer het ek 'n troue gedoen. Dit is ook so op 'n plaas in 'n skuur en dinge het nie lekker bymekaar gekom en whatever en toe ek in die badkamer instap om my hande te was, toe's die sunlight seep nog in 'n sunlight. Wanneer daai gaan nie gebeur nie. Net daar, toe wil pappa die ry kry. Ja, en dit is ook die ander ding wat ek doen. Ek Twee verskillende wêrelde. 100% seker dat die badkamers pas by die tema. As ek sê nou byvoorbeeld by 'n venue werk en ek kom agter maar die diens van die venue is nie goed genoeg nie en daar lê papiertjies en goed rond. Ja, Ons stel dit op. ja, It's got to be help. 100% perfect. En ek dink deur al die jare het my kliënte agtergekom I don't leave one stone unturned. Yes, ek love dit. Hoorie, ek wens iemand wat hierdie kyk, gaan ons saam boek, want dit sal so lekker wees dat Dit sal awesome wees. hierdie twee wêrelde bymekaar kom, want ons het al saam gewerk, maar ons het nog nie saam 'n funksie saam gedoen nie. So, Ja. as jy ons wil boek, my naam is Jean-Ray Venter en hierdie is ai. Boek ons saam, ons gaan julle troue vir julle die heel beste maak. Nee, grap, ons is nie nou tyd vir advertensies nie. Sê gou vir my, hoe dink jy kan paartjies druk hanteer op hulle troudag? Hoe bedoel jy? Hoe dink jy aan hoe kan paartjies druk afweer op hulle troudag as dit kom by dekor en dinge gaan nie volgens plan nie? Bly weg. Bly weg van die venue af Bly of weg. van die company af. Bly weg van die venue af. Ek het 'n reël dat ek niemand toelaat in my venues nie of dit nou binne of buite is, Ja, want lieflik. gedurende die tyd wat jy daai installasie doen, alhoewel ek al my kratte 100% reguit pak, dit is altyd georganiseerd. Ja, Want dit maak 'n kliënt dadelik nervus. Dit maak vir hulle deurmekaar. ja, dit lyk vir En die moet ook kliënt asof nie- niks in beheer is Moet ook nie, maar nie jou alles. bridesmaids instuur om gou-gou skermfotootjies te kom neem nie. Ek laat niemand toe nie. Mens moet daai reëls hê. So trek aan, drink jou champagne. Jy weet, neem jou foto's waar jy in die lug opspring en whatever. Doen al daai goeters. En dan wanneer ek gereed is, dan
dan roep ek die persoon wat genomineer is. Sy kom in wat gewoonlik die bruid en die bruidegom die beste ken. Want ook wat gebeur is byvoorbeeld ouma en mamma instap, dan begin hulle goed rond te skuif. Ja, So ek Ja. aanvaar ook nie hulp van ander mense af nie. En jy's daar om te trou. en as jy dit eintlik vat, alles in die lewe werk eintlik so in terme van 'n teaterproduksie. Niemand word voor die tyd in 'n teater ingelaat nie. Die vervulling van die potsending, ek bedoel daar gebeur dinge agter die skerm. Mense Ja. kyk vir mens, fone val, ons moet goeters uit-edit. Maar op die einde van die dag word daai eers blootgestel, die deure word eers oopgemaak, die magic begin eers as die editing klaar gedoen word. So hoekom nie dan dekor ook nie? Ja. Waar jy jou veilige spasie het, waar jy dinge kan regskuif, waar jy kan skoonmaak, en mense, kliënte moet dit toelaat. Ja. Laat dinge eers reggeskuif word en dan is daar 'n reveal. Dan is daar, want anders vat jy die magic weg. Ja. Ek onthou een keer het ek 'n trou gedoen en dit was by Pont de Wal, nie Pont de Wal nie. Red Ivory wat nog die waterpond in Ja, die ja, middel ja. gehad het, hulle het hom ons nou Dis toegewy. waar jy nou in die pond kom. Maar ja, dit waar ek in die pond kom. En ek onthou hierdie spesifieke een troue het hulle 'n massiewe chandelier wat bo op die wat reg bo die waterpond opgetrek moet word. En die spesifieke dag is ons daar in die dekor mense is besig om die chandelier op te trek en in daai oomblik stap die bruid in en sy verloor dit. Want hoekom hang die chandelier nie nog nie? Toe daai bruid wegstap, bly ek agter want ek probeer help. Dit is druktyd, mense verstaan dit, maar toe is daai mense al besig van 10:00 die oggend af om te sukkel om daai chandelier Ja. op te trek. Mense verstaan nie wat agter die skerms gebeur nie en ek verstaan persoonlikhede verskil en mense wil betrokke wees en hulle wil help en hulle wil sien dat dinge perfek is want dis hulle perfekte dag. Maar hulle verstaan nie hoeveel druk sit hulle op mense om heeltyd in te meng, heeltyd te gaan kyk wat aangaan nie. Want op die einde van die dag, die chandelier het gehang, die trou was perfek, al die dekor het baie mooi bymekaar gekom, maar daai oomblik kon vir my geword het waar dit 'n konflik oomblik is of 'n bietjie gestreste oomblik, as hy net weggebly het. Ja, en die ding is ek kan miskien bietjie bombasties voorkom deur te sê ek laat niemand in die venue toe nie. Maar met my heel eerste gesprek, wanneer ek iemand ontmoet, noem ek dit aan hulle. Dat dan kan julle kom kyk en wat ook al julle nie mee tevrede is nie, want sê eerder vir my nou sodat ek dit kan verander as wat ek dit na die tyd hoor jy was ontevrede geweest. Ek's 'n baie straightforward persoon. So ek noem dit in die heel eerste meeting en dan ook iets waarop ek nogals aandring. En ek dink baie mense mis dit. Net voor die gaste instap. Dan is die kaarse aan, dan het ek 2 glase champagne of koffie of noem dit net wat jy wil. Dan moet die bruid en die bruidegom inkom. Ja. En dan moet daar 3 of 4 voet, want ja, die bruid en die bruidegom sien nooit daai prentjie nie. Die picture perfect print. Ja, die tannie het klaar haar jacket oor die stoel gehang en sy het klaar haar pers handsak op die tafel. Ook vir suurstof miskien staan Ja, klaar daar ja. boetie se gesteelde ingesmokkelde koelerboks staan reeds by die een. Absoluut. So daar is vir my bitter belangrik vir daai koppel want mense moet nooit vergeet hoekom trou mense nie. Ja. Hoekom trou mense? Dis nie omdat ons is besig om met 'n hele produksie hierso 'n show wat ons opsit nie. Dit gaan oor 2 mense wat vir die res van hulle lewe wil saam wees. Ja. So ja. Ja. Yes, dit is super lekker gesprekke. En ook as ek in die rede kan val, die oomblik as ek agterkom dat 'n koppel trou omdat hulle vir mekaar lief is. Ja. Regtig waar nie sonder mekaar kan lewe nie. Werk ek net soveel lekkerder en makliker saam met hulle. Ja. Hierdie volgende segment is verskriklik interessant. Ek praat met Kinna van 'n Westhuizen van II Event Styling en hierdie volgende gedeelte deel ek en sy raad uit die perd se bek soos wat hulle sal sê, maar sy gaan vir ons raad gee oor dekor. So skuif nader, kry pen en papier en luister baie mooi, want Tannie Kinna gaan nou praat. Sê vir my, waarop moet paartjies nie sny op hulle begroting nie as dit kom by troudekor? Nie sny nie. Ja.
ou Waarop moet paartjies hulle troubegroting prioritiseer? op die gemak van hulle gaste. En dit klink miskien vir jou snaaks, maar hulle raak so infatuated voor die tyd oor dit wat op 'n tafel aangaan. Maar eintlik is jou canopy area geweldig belangrik, want daar is mense wat 3 ure lank fotos neem. Yes. Dis waartoe die mense weer uitgaan later die aand. Dis waar die partytjie gebeur. Moenie daar sny nie. Sny eerder by in die kerk. Want hoekom is jy in die kerk? Jy's daar om te trou. Jy's nie daar om Visueel gestimuleerd Ja. te word nie. moenie honderde duisende rande spandeer aan aardjes en blomme en ek weet nie wat nog alles nie en 'n halfuur later is dit vergete. So moet nie sny aan jou gaste se gemak nie. Lounge pockets, jy weet dit moet warm wees. Ek decorate met my 5 sintuie. Dit wat jy sien, dit wat jy ruik, dit wat jy voel. Jy weet Jy hoor. dit wat jy hoor. Jy proe. Ja. So jy wil hê die gaste moet al wegry en sê hierdie was die lekkerste troue in die hele lewe. Hulle kan nie omgee of jy R1000 vir 'n peony roos betaal het nie. Ja, dit moet nog steeds stunning wees. Dis hoekom ek dekor doen. Jy sê so waar ding, want ek sê mense vergeet altyd jou canopy area is die eerste keer wanneer families mekaar weer sien. Families wat van ver af kom, familie wat mekaar lanklaas gesien het. Teenoorgestelde families wat nou mekaar weer ontmoet, vriende, gesprekke wat moet gebeur. Dit was nou net hierdie oomblik van seremonie en formeel wees en jy kan nie mekaar op die kerk in die kerk groet nie, so dis maar net 'n tipe van effek, maar jou canopy area is die eerste keer wat almal iets weer proe, iets weer sien, iets weer ruik, waar daai lekker gemak moet inkom. Ja, ons praat Ja, en iets wat uit ook vir my dieselfde baie belangriker is ek doen nie net tafels nie. Ek maak mooi van die grond af tot teen die dak. I know. Daar moet beweging wees. Daar moet beweging wees. So dit wat jy sien as jy in daai venue instap. Ja, Dit is vir my, jy kan nie sny op stoele nie. Jy kan nie. tafels. Want dis die eerste ding wat jy sien. Ja, Jou tafeldoek kan jy nie. Die res, ja, is by ons sny. ja. En ek het ook 'n vermoë om my kliënte te help want of meeste bruidspare weet jy eintlik wat hulle begroting is. Ja, Want hulle voel totaal en al oorweldig. want Die kos eerste keer wat kom hulle nog, dit en die moet doen. koek kom nog en dit en dat en die volgende ding. So dit wel, ek sal byvoorbeeld nie eers vir jou vra wat jou begroting is nie. Ja, Wanneer ek my kwotasie doen en ek is die enigste een wat dit kan doen, want soos wat ek my kwotasie doen, sit ek 'n konsep in my kop bymekaar. Ek Yes. dink, "Yes, kom ons doen 'n bietjie hierdie. Kom ons Ja. gebruik dit. Kom ons begin silwer en goud te meng." ja. Ek Want sien dit trend nou baie. heavy, maar ek dink ek het 'n bietjie wag. Okay, ek sal dit vir jou gee. Ja. Ek het dit toevallig op een van jou foto's eers gesien. So, okay, dit is Ja. lekker. Ja, so dit is maar wat wou ek nou weer gesê? Dis jou trend. Jy picture dit nie, jy gee kwotasie is die enigste een wat dit kan doen. Ja, waarop jy nie met sny nie. So ek sit die hele decor look vir jou bymekaar en dan guide ek my kliënt. Want by kwotasie is lyn item. Ja, En dan sê hulle, "Okay, waar kan ons sny?" ja, Gaan ek Help. hulle sê. ja. In plaas daarvan dat ons die hele dak vol draping doen, kom ons hang 10 chandeliers. Yes. En dan kan hulle sny en sny want almal het 'n begroting. Ek het baie respek vir mense wat begrotings het, veral bruide en bruidegom, want baie keer is dit die ouers wat daarvoor betaal. Ja. Nee, so ek het baie respek vir iemand wat sy sente omdraai. Ja, In plaas daarvan dat hy probeer net nog meer geld as die Ja. ouers uitkry. Maar dan op 'n stadium gaan ek vir hulle sê, nou is julle besig om julle droom en julle look te verloor. yes. Jy kan nie nou hoor. verder sny. Ja, Maar ons in kyk. plaas van 'n vol tafeldoek, kom ons doen net 'n runner. Dit gaan nog steeds mooi lyk. Dit yes. gaan nog steeds stunning wees, dalk nog beter. Ja, dis baie cool. Hoe ver vooruit moet mense hulle troudekor boek? Sou jy sê is 'n veilige
tydperk. Die oomblik as jou venue geboek is, want dis stap 1. Ja, dan begin die engine. Dan Dan loop hy. moet jy dan bel iemand my gewoonlik, want meeste van my werk is by word of mouth. Alles is by word of mouth. Ek's baie dankbaar wat dit Ja. betref. Veral as jou diens goed is, dan Dan loop ook 'n hy. dadelike afspraak met die bruid en die bruidegom, want ek wil jou eers ontmoet. Ja. Ek en jy moet my ontmoet. Ons moet sien of gaan ons hierdie groot dag kan saam doen. Yes. Ek wil sien hoe trek sy aan, ek wil sien hoe trek hy aan, ek wil hoor hoe praat hulle. So wat jy aantrek die dag na jou toe is ook belangrik. Nee, want dis baie Wag, casual. dit het jy noem 'n waar ding. Dis Dit is baie absoluut. casual. En ek probeer dit baie keer by hulle huise te doen sodat ek Ja. na hulle huise kan kyk en sien, Yes. maar dit is hulle hou van die geloof, hoop, liefde, tafelnommers of nee, dit moet iets anders wees. Ja. Ek moet sien gaan hierdie dekor vir my werk en gaan my dekor vir hulle werk. Ja. So ja, dit Ja. Dis so ek lekker. sal nooit 'n enige funksie aanpak voor ek hulle nie ontmoet het nie. Ja. Dan om jou vraag te beantwoord. Wanneer moet mens begin met dekor? Heel eerste. Ek stem. Venue, dekor. Stem. Ek ontmoet die kliënt, ek limit jou tot 5 Pinterest foto's want dit Dit beïnvloed alles. ja. En dan gaan ons na die venue toe Yes. en dan doen ek 'n mock setup vir hulle. Ja. En dink jy dit is belangrik om 'n venue te besoek om daai 100%, ek sal in my lewe nie ek sal nie hierdie tafel vir jou dek as ek nie na daai venue gaan kyk het nie. Want stem 100%. jy kan nie met 'n venue beklei nie. Die look van 'n venue kan jy nie meer beklei nie. Yes. Jy kan nie vir my sê ek moet vir jou 'n out of Africa event by wat is daai fancy plek altyd op 'n Muldersdrift Avian toe. Ja. Want dit is Tusken, dis Italië, dit kan nie Ja. werk nie. Ja. Jy kan nie met 'n venue beklei nie. So en ek moet al die ins en outs verstaan. Van Yes. Wat is beskikbaar, wat is nie Ja. beskikbaar nie. Ek stem met jou En- so. En dan het ons het nogals 'n kompetisie by II. Ja. Wanneer ons 'n mock setup doen, partykeer dek ons 3, 4, 5, 6, 7 dae aan daai tafel. Maar ons wil 'n Is 'n eerste straat Yes. uit hê waar die kliënt instap en uitstap en dan gooi hulle die mimosas want Yes. so ek en dan sien ek jou oor 6 maande. Yes. Want nou weet jy hoe met jou stationery lyk. Yes. Jy met watter klere is jou bridesmaid se rok. Alles van daar af, dis Ja. jou basis en jy werk Ja. van daar af. Ja. Wat kan 'n bruide eenvoudig hou as dit kom by troudekor? As jy een ding moet kies waarop hulle kan downscale en wat hulle kan eenvoudig hou. Eintlik 'n trend wat te groot geraak het wat hulle kan eenvoudig hou. Daar's verskeie. Organza. Daar is byvoorbeeld 'n spyskaart op 'n tafel Ja. waar jy byvoorbeeld nie 'n keuse het wat jy gaan eet nie. Ja, daar's apps deesdae waar jy sê jy's 'n vegetariër of jy's gluten allergies of wat ook al. Ek dink is by stationery. Jy weet, ek dink daar word ontsaglik baie geld spandeer aan wat is die Afrikaanse woord? Stationery. Stationery. Ja, lappe wat geprint word met tafelplasings op. Dis iets wat jy nooit in jou lewe weer kan gebruik nie. Ja. As jy 'n lap wil print, want dit is baie in op die oomblik, print dan eerder julle storie. Ja. Jy sit die tafelplasings langs aan. Yes. Geskenkies. Ja, hey, daar moet purpose wees. Daar moet gewig dra van Ja, wat jy los die geskenkie. Los jou Jenna Clifford lepel Ek nie. stem so saam met jou en ek wag al vir 'n baie lang geleentheid om hierdie te sê en nou kan ek dit op die lig sê. Los, dankie, sê geskenkies. Ja. Dit kos 'n arm en 'n been. Dit mense, ek was eendag by 'n troue gewees waar die dankie sê geskenkies was 'n wyn gewees wat met die logo en bos met elke gas se naam op en ons daar was 'n bottel wyn uit die Kaap uit ingevoer. En ek onthou dit soos gister waar dis die einde van die aand, dit was
familievriende van ons, so ons het 'n close verhouding, so ek bly toe nou tot die einde van die aand. Ek bly nie gewoonlik tot die einde van die aand nie. Sy en gaste begin huis toe gaan en goeters en sy soos hoorie, ons gaan op honeymoon, is jy 'n wyndrinker? Ek is soos ja, ek's 'n groot wyndrinker, ek love wyn. En sy soos hoorie, vat al hierdie dankies en geskenkies. Het jy nog oor? Toe toe is ek daai aand huis toe met 2 bokse wyn Ja. van mense wat ek dankie sê geskenkies van die tafel afgehaal het, 'n duursame bottel wyn en noodloos om te sê dit was heerlik vir my want ek is huis toe met 2 bottels wyn, hulle gaan op honeymoon. Maar daai aand toe besef ek, don't spend money on a thank you gift. Ja. Mense waardeer dit nie. Dit is genoeg om dankie te sê jy kry 'n gratis bord kos, 'n 3-gang maaltyd, canapé, Ja. voorgereg, hoofgereg en nagereg. Byvoorbeeld ook hierdie matte wat hulle by die aisle afdoen. Nou word daar matte ontwerp en ten duurste hulle sjabloon of hulle logo of monogram of wat Ja. dit is op die mat geborduur. Wanneer gaan jy dit ooit weer in jou lewe gebruik? Ja. So ek sê altyd vir hulle spandeer eerder geld aan iets wat jy na die tyd in jou huis kan sit. Ja. Soos wat jy gemaak het. Yes, ek wou dan net presies Ja. dieselfde sê. Ja. Ons het ons trou dekor ontwerp wat later ons huisdekor kan wees. Yes. En dit is absoluut. Daar hang my kristal wat jy vir my gemaak het. Ek het hom gesien, Ek is mos baie sentimenteel. maar hulle was so groot. Ek het die grootes kon nie inpas nie. Ek het nog die grootes. Maar ek het 'n daai ander is 1.3 meter lank. Ja. Maar ja, hulle hang nog steeds in my huis en daai is special. Ek is mos sentimenteel, so toe bring ek hom na seremoniemonster toe dat ek elke Ja, dag ek is ook onsaglik kan kyk. sentimenteel. Onsaglik sentimenteel. So ek sal byvoorbeeld ook vra, hoorie, wat is sentimenteel vir julle? En ek sal dit op die bruidstafel sit. ja, Ek het hierdie attention to detail. eetstel van my ouma geërf. Dan dek Ja. ek dit op die bruidstafel. Yes. Ek bring daai diepte in. Dit is nie net 'n klomp goed nie. Yes, dit is so lekker. Ek hoop jy kuier so lekker soos wat ek kuier want ons gaan nou ons hande vuil maak by die Monsterstasie en die heel beste dekorstilis Kinna van der Westhuizen gaan langs my wees om vir ons 'n klein bietjie raad te gee om 'n tafel te dek of 'n centerpiece te maak. Kom ons kyk wat dit sy vir ons beplan. Ek kan nie wag om vir julle te wys nie. Vir nou eers Monsterstasie. Something old, something new, something borrowed and nothing blue. Hierdie is nou die perfekte voorbeeld waar goud en silwer ontmoet soos wat ons nou net oor gepraat het. Voordat ons aangaan, jy hou van 'n goeie lekker wyntjie. Ek het nog nie 'n borg nie, so ek mag nie sê wat se wyn dit is nie. As daar enigiemand is wat wyn wil borg, kontak ons gerus. Voordat ons begin, Filmer aan die onderkant. kom ons ching ching. Baie dankie. Hier saam met die. Niks is 'n goeie rooi wyntjie nie. Yummy. Alright. Ons het 'n perfekte uitstalling, wel Kinna van II Event Styling het vir ons die perfekte uitstalling gebring. Iets ongewoon, iets waaraan ek nie gewoond is nie. En sy gaan vir ons so klein bietjie vertel hoe 4 goud en silwer bymekaar kom. Yes, dit lyk stunning. Ja, Dit is so cool. Soos ek genoem het, my dekor is heeltemal ek probeer intelligent te dink oor iets. Ek gebruik oud, ek gebruik nuut. Ek gebruik sentimentele dinge. En dit vat baie keer baie tyd om alles bymekaar te kry. Byvoorbeeld as jy nou 50 tafels het en hierdie in plaas van net 'n gewone tafelrunner, is hierdie 'n centerpiece waarop al jou dekor gaan, moet jy dit letterlik van pandjieswinkel na pandjieswinkel bymekaar maak. En hierdie is vir my so cool en so kreatief. Dit is eintlik die kante van 'n antieke spieelkas wat sy afgehaal het en hier neersit en hoe verskriklik mooi tel dit alles op van die bietjie blink in die tafeldoek, die runner, alles kom so mooi bymekaar en dit skep soveel ruimte. Ja, dis diepte en dis 'n refleksie en wat alles aangaan op 'n tafel. Soos ek vroeër gesê het, die tafeldoek is uiters belangrik.
Op 'n lang tafel hoef 'n tafeldoek lankal nie meer tot op die grond te gaan nie, solank die tafel aan die onderkant mooi is. So ek sit die tafeldoek direk bo op die stoele neer, want dit is net nog klomp goeders wat in jou pad is. So jou tafeldoek is jou groot fokuspunt vir my. Ek doen nie noodwendig altyd underplates nie, maar ek speel met die tekstuur. Elke liewe okasie wat ek doen, speel ek met teksture. So ek werk met byvoorbeeld hierdie underplate wat 'n concrete underplate is. Dit is spesiaal vir my gemaak deur iemand in die Kaap. Ek sien konkreet kom ook nou baie terug, hè. So Concrete, lekker is Dit kom baie terug. Die feit dat baie mense dit maak wat op die oomblik baie in is om byvoorbeeld baie rou elemente uit die natuur uit te gebruik. Ja, ek is mal daaroor, maar jy kan ook nie 'n hele tafel vol klippe pak nie. Absoluut. Dit moet nog steeds subtiel wees en jy moet nog steeds kan lekker kuier. Ja. Wanneer wat deesdae baie in is jou family feast waar die kos op die tafels bedien word en jy skep vir jouself in. So dan moet spasie wees. Ek is 'n groot voorstander daarvan. As wat jy nou wag vir jou kos of dat jy erger nog in 'n ry moet staan vir kos. Ja. Ja. Ek Vertel iets by McDonald's kry na die tyd. Ja, voor ek in 'n ry staan. Vertel gou vir ons van hierdie Okay. wat hier aangaan. So, wat my belangrik is in plaas van dat jy nou hier's 'n blom en hier's 'n ding en 'n jy weet ek hou daarvan om 'n baie van een ding op die tafel te hê. Maak daai impak. Dit jy sien as jy instap. Nie allerlei klein goedertjies wat jy nie sien as jy in die saal instap nie. So as ek kersse doen ek baie kersse. As ek blomme doen, dan doen ek ontsaglik baie blomme, singles of wat ook al. As ek potte doen, as verskillende hoogte potte is met die gedroogde bleached blomme wat deesdae vreeslik in is. Ja. So dit vorm 'n prentjie. Dit bring eenheid, dit maak my gerus. Ja. Ja. Hoorie, daai is vir my baie interessant, is dit 2 bakke wat bo op mekaar Dit is 2 bakke wat bo op mekaar geplak is. Dit is net jy. Dit was voorheen ligte gewees wat ek uit die dak uitgehang het en toe word dit bakke en ja. En nou is dit 'n staande. En nou is dit 'n staat. Hoorie, baie interessant. Ek het dit by jou werkswinkel ook gesien en ek is so opgewonde om dit ook te deel want dit is vir my nou 'n nuwe ding. Wys gou vir ons asseblief hoe werk daai konsep. Okay. Hulle noem hierdie dis Kersfas. In 'n poeiervorm sal ek sê. Ja. En jy kry dit in verskeie kleure. Nou dis ook 'n wenner om dit by jou eie huis aan te skaf want ek hou nogals nie daarvan dat 'n kers so begin brand en dat dit Kersbas. dit maak 'n gemors. So dit is werk as jy kry dan jou wick, jy druk dit hier in, Kom ek hou vir jou so vas. korter hoe beter. Hy brand omtrent 'n radius van 5 cm en die ander lekker ding hiervan is jy kan dit in enigiets gooi. In 'n bakkie, in 'n kersstander, in 'n glas of wat ook al en dan het jy al die verskillende staanders En vlakke van en verskillende vlakke. Okay. Hoor jy dan is so 'n mooi ding vir my gesê van die stel af. Verduidelik gou vir ons weer. Wat is jou My- Never underestimate the power of fire. Never. Jy kan En hier's 'n goeie voorbeeld van dit. Ja, Kyk hierdie atmosfeer. Ja, so jy kan duisende rande spandeer aan kristal en ek weet nie wat nog alles nie, maar hierdie is nie regte kristal nie. Ek het dit by Pep Stores gekoop 7 jaar gelede. Ek het dit moet ek weer praat. En dit lyk soos kristals en dit is waar ek begin het met interieur waar goed so duur is, maar daar's 'n ander plek waar ek presies dieselfde look vir jou gaan gee vir die helfte van die prys. Hoorie, kan ons asseblief voordat ons klink servette. Ja. Die mooiste lapservette wat hierby kom. Hoe werk hulle? Servette is my baie belangrik. Ek sal byvoorbeeld nooit 'n minimat baie mense foute maak as hulle gebruik velvet of hulle gebruik 'n satijn of hulle gebruik 'n tipe van 'n bootklei materiaal. Dit is nie vir my lekker om my mond met dit af te vee nie. My servette is custom made. Ek gaan nooit en ook groot. Ek gebruik groot servette. En dit is sag. So jou konvensionele manier van hang van die tafel af is ook nie heeltemal iets wat ek sou doen nie. Ek sal hom byvoorbeeld net so plop op die tafel. Ek het gesien dit is nou nog 'n Ja. ding. Dis lieflik. Ja. Net abstrakt, lekker, gemaklik, Sag. sag. So is nog steeds 'n luukse materiaal, maar dit
gee vir jou daai gevoel van dis sag. Ja. En sê gou vir my as hierdie verbruide te veel raak, die blink te veel blink, is daar alternatiewe maniere? Is daar iets? Absoluut. Dit hang af van jou tafel. Dan bring jy hierdie in 'n element soos 'n underplate vir daai bietjie bling. Maar mense is baie keer bang vir bling, maar jy moet altyd 'n gedagte hou in die aand. Ja. Blaas dit jou asem weg as jy Ja. instap. As wat jy te konservatief gaan. Ek sê altyd as jy 'n ding doen, doen hom ordentlik. Gaan vol uit tot die einde toe, want dit gaan vir jou die Ja. heel beste eindresultaat gee. Hoorie, ek is super opgewonde oor dekor en julle ken my nou al, ek praat op elke troue oor die dekor want dit is vir my so interessant. Sou jy dit kon speel en so bietjie terugbring aarde toe met cinema tekstuur soos 'n leer? Absoluut. Ek gaan nie sê wat ek myself noem nie, maar ek's mal oor bietjie leer. So 'n bietjie leer. Ja. Want ons woon ook in Suid-Afrika. En as jy na die mode trends kyk, leer, almal wil 'n leer handsak hê. Almal wil leerskoene hê. Dit is Tydloos. Ons bly Suid-Afrikaners wat hou van dit wat ons voorouers vir ons ingebring het. Ja. So om dit 'n bietjie meer masculine te maak. Ja. En weelderig, daar's niks so fantasties en dis nie regte leertafeldoeke wat jy nou gaan oorgooi nie. Jy neem met pletter of Ja. jy weet, maar dit gee vir jou daai gevoel. Byvoorbeeld 'n donker bruin kan fantasties werk saam met die goud en die silwer. Yes. Ja. Dit is 'n natuurlike kleur wat alles saambind. My motto in die lewe is hou alles mooi. Het jy 'n motto in die lewe? Ek het absoluut 'n motto in die lewe is van Katharine Hepburn. If you obey all the rules, you miss all the fun. Kom ons ching op dit. Absoluut. Kana, baie dankie vir jou wysheid en jou absolute mooi in die lewe. Ek waardeer jou vriendskap so baie en dankie dat jy saam met my gekuier het. Dankie. Ching ching. Dit was awesome. Vir nou eers terug na die ateljee. Baie dankie dat jy ingeskakel het en na insiggewende gesprekke geluister het saam met my en Kina hier op Seremoniemonster Potgooi waar ons behoorlik pot gegooi het. Kina, my liefste mens, baie dankie dat jy jou wysheid, jou insig, jou ervaring met ons kom deel het. Dit was 'n verskriklike lekker gesprek. Baie geluk. Jy gaan die eerste episode kry op Seremoniemonster want ek wil dit saam met niemand anders deel nie, saam met jou nie. Jy het vir my jy beteken vir my regtig soveel en dit is vir my so lekker om die lewe saam met jou aan te pak en saam met jou dinge te doen en dit is vir my voorreg om jou vriend genoem te kan wees. Dankie. Feeling is mutual. Volg ons gerus op sosiale media om nog verder agter die skerms in te duik van die troubedryf. En onthou, 'n troudag is nie net 'n dag nie. Dit verg 'n span besonderse mense om jou troudag onvergeetlik te maak. Tot 'n volgende keer. Totsiens.